Soos beloof, begin ons vandag met 'n nuwe reeks wat ek dankbaarheid noem. Nou dankbaarheid is uiteraard deel van ons gebedsverhouding met die Here, want ons as gelowiges is so bevoorreg om ons Hemelse Vader vrymoedig deur gebed te nader met enige versoek wat ons mag hê. Ons kan dit enige tyd en soveel keer as wat ons wil doen. Ongelukkig is die term gebed vir baie die sinoniem vir vra of dan om versoeke te rig. Daar is baie meer verbonde aan gebed as om net versoeke te rig. Miskien is Jesus se woorde in Matteus 13 vers 13 hier van toepassing waar hy sê: om hierdie rede praat ek met hulle in gelykenisse, omdat hulle kyk maar nie sien nie, en dan veral omdat hulle hoor en nie maar nie luister en verstaan nie. Nou, ek is van mening dat baie, waarskynlik meeste versoeke wat gelowiges in gebed aan God rig, nie betyds en bevredigend beantwoord word nie. Die lys van versoeke word met verloop van tyd dan net ook al langer. Die gevolg is dat die persoon in sy verwagting teleurgestel word en God se wil om te reageer nie na sy wense gebeur nie. Dit word bevraagteken selfs. Soms word ernstige pogings aangewend om die versoeke te bewaarheid, soos deur vas en gebed, wat ook reg is, wat plek het. Maar aansporing tot volharding in gebed word as vereiste voorgestel. En wel na aanleiding van onder andere Lukas 18 vers 1, waar ons lees, Lukas sê, Jesus het vir hulle 'n gelykenis vertel om duidelik te maak dat 'n mens altyd moet aanhou bid sonder om moedeloos te word. Die klem is dan op hierdie vers, Lukas 18 vers 1, wat duidelik nie Jesus se woorde is nie, maar die van Lukas. Ek is van mening dat die klem eintlik op die eerste deel van vers 8 moet wees, waar Jesus sê, ek sê vir julle, hy, dit is God, sal hulle, dit is nou sy uitverkorenes wat dag en nag tot hom roep, help, en dan voeg hy by, en gou ook. Dit wil voorkom of Jesus se belofte dat God gou sal help, gewoonlik ignoreer word. Nou ek is van mening dat ons meer dankbaar kan wees en daarom gaan ons in die volgende paar geleenthede oor dankbaarheid gesels. Ek hoop dit gaan vir jou tot voordeel wees en jy is altyd baie welkom om te reageer en loop mooi.